Vanoggend vir die Here dankie sê dat hy ons toegelaat het om volgende weer in sy huis te kan wees. Weet jy, dit kon so maklik anders te gewees het in ons lewens. Ons kon vandag dalk nie hier gewees het nie. Ons kon vandag dalk in 'n siekbed vasgevang gewees het, maar die Here het toegelaat dat ons weer 'n kans en 'n geleentheid het om in sy teenwoordigheid te kan wees. En weet jy, dit is 'n voorreg wat ek en jy het om te kan weet dat die Here is vir die wat syne is. Is hy 'n hulp? Is hy 'n pilaar wat ons op kan steun? Hy is 'n anker wat ons kan vashou, maar ek wil vir u vanoggend sê, ek en u moet seker maak dat my saak met die Here in orde is, sodat hy wil my help, sodat hy wil my deurdra, sodat hy wil hê dat ek en u moet kan bo en buitekant omstandighede lewe. Weet jy, dis God se wil dat dit met al sy kinders maar goed gaan. Maar weet jy, ons loop deur hierdie lewe en ek na Woensdag aand wat ons dit hier gehad het, sit ek en dink baie keer en ons ondersoek die skrif. Maar ek vra myself die vraag af, ondersoek ek nie die skrif soos die skrifgeleerdes en die fariseërs dit gedoen het nie. En ons kom op 'n stadium en ons praat oor luister God na die Sondagse gebed. En ek vra myself die vraag af, wie sien ek as 'n sondaar? Ek vra myself die vraag af, wie is ek om 'n sondaar te klassifiseer as 'n sondaar, terwyl die skrif sê, ons is almal in sonde gebore. Ons is in die mag van die sonde. En dis elke persoon se eie persoonlike keuse om te besluit om die Here te dien in gees en in waarheid. Ons kyk na 'n mens hoe hy optree, en ons klassifiseer hom of haar as iemand wat nie die Here dien nie. Ek wil vanoggend vir u vra, soos Jesus daai tyd, toe die vrou wat in oorspel betrap is, na hom toe gebring het, toe sê Jesus die woorde, jy wat geen sonde het nie, tel die eerste klip op. Nou ongelukkig is die mens so ingestel, en ek dink my vrou en die mense het daaroor gepraat. Ons is so ingestel om die verkeerd in ander mense raak te sien. Ek is so ingestel om myself op 'n platform te sit en te dink ek is beter dan ander. En dit is ongelukkig die grootste probleem in die lewe van vandag. Ons is hoogmoedig, ons is eie wys en alles gaan oor my. En as alles oor my gaan, is ek tevrede. En so was daar 'n man in die Bybel met blindheid. Van sy geboorte af was hy blind gewees. En as ons in Bybelse terme praat, dan sê ek vir die baie keer het ek al vir die aangehaal, daar's niks so erg soos iemand wat sienend is, maar wat blind is nie. Ek is blind vir alles wat verkeerd is in my lewe. Maar ek sien alles raak wat verkeerd is in u lewe. Ek wil vir u lees in Johannes 9, vanaf vers 1, so enkele paar verse. Hy sê, toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus sê vir hom, of Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Die eerste ding wat die disipels sien, toe hulle iemand sien in sy blindheid, wie het gesondig? Wie het verkeerd gehandel, dat hierdie kind blind gebore word?
Maar Jesus kyk verder dan dit, hy sê nee, hulle het nie gesondig nie, en ek wil vanoggend vir die vrou, hoe kyk ek as 'n mens na 'n ander persoon se lewe? Wanneer omstandighede hulle tref, dan gaan ons maklik uiterja, maar hulle is goddelose mense, hulle dien nie die Here nie, ag, hulle is ongehoorsaam, en al hierdie wonderlike dinge wat ons so maklik kan uiter vir mense. Ek is een van die wat baie maklik sê, moetswillige sonde, is daar nie 'n offer voor nie, maar jy gaan betaal. Jy sal vergewe word, maar jy gaan betaal. Vir moetswillige sonde. Dan kyk ek na die man daar buitekant, en ek sien sy omstandighede lyk nie so goed nie. Dan sê ek, ja, maar is moetswillige sonde, hy wil mos nie luister. Wie gee my en u die reg om ons woorde te uiter oor 'n man of 'n vrou wat daar buite is? Terwyl die woord van die Here sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, sodat jy kan sien om die splinter uit iemand anders se oog uit te kan haal. Ons is so maklik as mens. En terwyl my vrou 'n skrif lees en praat van hoogmoedigheid, dink ek by myself, is daar nie maar 'n bietjie hoogmoedigheid by elke kind van die Here nie? Want Jesus Christus het gesê, nee, die werk is nie daar, hy is nie blind gebore, omdat hulle gesondig is nie, maar is om die werk van God te kan openbaar. Maar hy het ook gesê, daar kom 'n uur, wanneer dit nag is, wanneer 'n mens nie meer kan werk nie, en weet jy wat kry die duiwel dit reg, is om ons so te besoedel, dat ons ons oog op die buitemens hou, dat God my nie kan gebruik nie, want ek lewe in die donker van hierdie wêreld. Hy sê vers 5, solank as ek in die wêreld is ek die lig van hierdie wêreld. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond, en maak klei, en spieg en smeer die klei aan die oë van die blinde man. En hy sê vir hom, gaan was jou in 'n bad water Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gaan was, en hy het sienende teruggekom. Toe Jesus die omstandighede van hierdie man sien. Ek wil vir myself bedink en sê vir myself, Jesus het nie net sy omstandighede gesien nie, maar hy het ook in sy omstandighede in beleef. Hy het gevoel gehad vir hierdie man wat nie kan sien nie. Jesus het nie na homself gekyk en gedink, ag, ek is die seun van God, ag, daar's 'n sondaar nie. Hy het gevoel gehad vir hierdie man wat in die blindheid vasgevang is. Ek wil vanoggend vir u sê, Jesus het gevoel vandag vir die man en vrou wat in sonde vasgevang is, wat sienend is, maar wat nie sien nie. Hy voel vir jou, soos 'n pa vir sy kind voel, wat hy weet, is besig met die verkeerde ding. Ek het nog nie een ouer gesien, wat 'n kind hanteer. Ek praat nie van mense wat geestelik siek is nie. Al is in die sonde vasgevang, dat sy kind haat. Ek het nog 'n ouer gesien, wat nie liefde het vir sy kind. En die skrif moet vervul word wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek wil vandag vir die sondaar daar buite sê, die sondaar wat na homself kyk en sê ek is 'n sondaar. Maklik om, gaan my seun gebruik as 'n voorbeeld,
Jy is 'n sondaar, maar Jesus het jou lief. Jesus het jou lief. Jy is 'n sondaar, jy lewe in die gemors van die wêreld. Jesus het jou lief en hy wil hê jy moet tot inkeer kom, is maklik. Kom vanoggend vir die vraag. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het die wetboeke gehad. Die Bybel gehad. Hulle het hierdie Bybel gebruik vir die mense daar buite. Maar daar's 'n stadium wat ek weet nie, ek kan nou nie ompraat onder korreksie of Jesus het gesê jy lê vir die mense 'n las op wat vir jouself te swaar is om te by te bring. Dis maklik om hierdie Bybel te gebruik om my kinders vreesagtig te maak vir die lewe. Ongelukkig wil ek vanoggend vir u sê, ek gaan as pa alleenig voor God staan. En hy gaan my alleenig oordeel. My vrou gaan nie vir my kan opkom nie. My vrou gaan nie vir my kinders kan opkom nie. Elke persoon gaan alleenig voor God staan. Toe Jesus in versoeking gelei is deur die Heilige Gees, het hy die duiwel weer lê in die skrif. OK? Daardie dag gaan hy die Bybel gebruik om my en u slim praatjies te weerlê. Hy gaan sê daar staan geskrywe. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Praat onder korreksie, ek haal nou skrifte aan hierso. Dan gaan ek sê, ja Here, maar ek het dit vir die mense gepredik. Ek het dit vir hulle gesê. Hulle wou nie luister nie. Dan gaan hy vir my sê, hulle is nie nou hier nie. Jy is hier. Hoekom het jy dit nie joune gemaak? Ons het gehoor dat my pa so 'n paar sondae terug gesê het, hy dink nie daar's een huishouding wat nie 'n Bybel het nie. Ek dink nie daar's een mens wat nie iewers in sy lewe te doen gehad het met 'n Bybel. Dis 'n vrye keuse. Hoe gaan ek voor God staan as ek hierdie Bybel gebruik om die sondaar te hamer? Dit gaan my niks baat nie. Al sê die skrif in my woorde, as ek iemand 'n sondaar tot bekering bring, het ek 'n siel uit die dood uitgeruk. OK? Nou wil ek hierdie sondaar fors om God te dien. En ek druk hierdie Bybel in sy keel af. Ja, want die skrif sê, jy moet die boekrol eet. Indirek maak ek hierdie persoon opstandig teenoor die Bybel. Indirek veroorsaak ek dat die persoon God nie wil dien. Want ek gebruik die Bybel die verkeerde metode. Luister mooi. Jesus het gesê, solank ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond, en hy maak klei, en smeer dit die klei aan die oë van die blinde, en sê vir hom, gaan was jou oë. Nie die ander persoon so nie. Hy het nie vir hom gesê, kry jy
iemand om jou te dra, of om jou te lei nie, want hy kan ons nou nie sien nie. En nou is daar nog klei op sy oog gesmeer. Kan jy nog minder sien, het jy voel as hy uit in jou oog is. En jy wil, jy kan jou oog nie oop hou en jy sukkel om te sien. En hier loop hierdie blinde man. Hy kan nie sien nie. Maar toe hy doen wat Jesus Christus vir hom sê, toe hy hierdie opdrag uitvoer, kom hy terug en hy kan sien. Want hy het gedoen dit wat Jesus Christus vir hom gesê het. Gaan verder lees. Vers 9. Ekskuus, ek praat af. Vers 8. En die bure dan van die wat vroeër gesien het dat hy blind was, sê toe: Is hy nie die een wat gesit en bedel het nie? Ander sê: Dit is hy. Ander weer: Hy lyk na hom. En hy antwoord: Dit is ek. Hulle sê vir hom: Hoe is jou oë geopen? En hy antwoord en sê: Die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oë gesmeer en vir my gesê: Gaan na die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gaan was en ek sien. En hulle sê vir hom: Waar is hy? En hy antwoord: Ek weet. Waar is hy? Hy kon nie sy vinger na iemand toe wys om te sê dit is hy. Want hy het nie gesien nie. En ek glo toe hy terugkom, dalk was Jesus daar, terwyl hulle gepraat het, maar hy weet nie hoe hy gelyk het nie. En Jesus het omgedraai en hy is weg. En hierdie man kry die mense aan die hande en hulle hamer hom met alles en hulle probeer uitvis, want hulle soek net die woord van 'n lewende God in hulle lewe nie. Hulle soek net na hulle eie gewin. Hulle soek na hulle eie siening oor die Bybel en oor die wette wat hulle het. Ek wil vanoggend vir die vraag, is ek en u nie ook so nie? Wanneer iemand tevore kom met 'n getuienis, met iets wonderliks wat die Here vir hom gedoen het, dan krak ons dit af, ons breek dit en ons vermorsel dit, want ons wil die persoon skade bring. Ek het 'n paar keer vir u gesê, hierdie Bybel is nie vir u geskryf nie. Stem jy saam met my? Hy is nie vir die sondaar geskryf nie. Hy is nie vir my kinders geskryf nie. Hierdie Bybel is vir my geskryf. En as u besluit, hierdie Bybel is vir u geskryf, dan gaan u besluit, wat se waarde heg ek aan wat daar geskryf is. Ons as ouers, voorbeeld uit die Bybel uit, is maklik om vir ons kinders te sê, eer jou vader en moeder, sodat jou dae verleng kan word. Maklik om dit vir my kinders te sê. Maar wanneer lees ek die Bybel en vat dit, Jesus Christus sê vir my, eer jou vader en moeder, sodat jou dae verleng kan word. En as ek die skrif gelees het, en ek kom agter, maar dis nie al wat daar staan nie. Die eerste opdrag wat daar geskrywe was, is sê, vrees God, sodat jou dae verleng kan word. Dan sê ek, Here, ek moet in die vrese van die Here wandel, dag in en dag uit, tydig en ontydig. Ek moet doen dit wat die Here van my verwag. Dan gebruik ek hierdie Bybel om my lewe in orde te kry, sodat God se naam verheerlik kan word. En dan kry ek hom ook op die plek waar Jesus
en hy deur my opereer, dan kom ek op die plek waar ek die lig kan wees van hierdie wêreld. Dan kan ons weer werk hier sê, ek wil net vir die vers 4 weer lees, hy sê, ek moet die werk doen van hom wat my gestuur het, solank as die dag is, want die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Is niks so erg as om 'n gedaante van godsaligheid te hê, wat die krag daarvan verloon het nie. Ek het baie maal geuiter en gesê, God luister nie na 'n gebed van 'n sondaar nie. Met die verkeerde motief. Wanneer kyk ek na my eie lewe? En ek maak seker God luister na my gebed. Daar is 'n skrif in die woord van die Here wat sê, God luister nie na die sondaar se gebed nie. Ek en u is maklik om 'n ander persoon te kyk en te sê jy's 'n sondaar, jy bid verniet. Ja, ek het tot die skrif aangehaal sê julle die duiwel as vader, want die begeerlikhede van julle vader dien julle. Die skrif. Wanneer kom die tyd wat ek vir myself vra, Henry Warren, het jy nie dalk die duiwel as vader, want die begeerlikhede van hom doen jy nie? Nee, is makliker om te sien wat 'n ander persoon verkeerd doen. En die een te oordeel. En af te kraak. En te verneder. Weet jy wat doen Jesus Christus met daardie persoon wat ek en u so afkraak? En uitstoot en verneder, en ons dink hy's niks werd nie. Ek gaan vir verder lees, vers 32 tot en met 41. Van ouds af is dit gehoor dat niemand die oë van blinde mense geopen het nie. As hy nie van God was nie, dis nou die blinde man wat praat, sou hy niks kon doen nie. Hulle antwoord hom en sê, jy is heeltemal in sonde gebore. En leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor van hom wat uitgeban het, wat hulle uitgeban het. En toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? En hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy is hy wat met jou spreek. Dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien. En die wat sien, blind mag word. En die Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons ook blind? Jesus antwoord en sê, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle sonde. Skrifgeleerdes en die Fariseërs wat hier by Jesus was. Weet jy wat kom doen Jesus Christus? Hierdie man het seker nooit in sy lewe kerk toe gegaan nie, want hy was 'n bedelaar gewees. Hy was blind gebore, hy was nie doof gebore nie. Hy kon daarom nog hoor. Hier sit hy en bedel. Hy het seker nie geweet of dit maandag is of Vrydag is. Jesus kom verby en hy sien hom. Dis veel beter vir 'n sondaar wat in die genot van hierdie wêreld lewe en nooit in 'n kerk was en 'n dubbelhartige lewe nie, om tot bekering te kan kom. Want hy weet wat is verkeerd. En wanneer hy by die liefde van Christus uitkom, dan kom hy agter daar's niks waardevoller as dit nie. Hulle het begin met hierdie man verstoot. Hulle het
Christus sy pad langs. Die Seun van 'n lewende God. Sê, glo jy in die Seun van God? Hierdie wat die wêreld verstoot. Hierdie wat die kerke wêreld verstoot, is die man en vrou wat Jesus Christus naderkom en sê, glo jy, en as jy glo, sal jy gered word. Jesus doen bemoeienis met die man. Hy het nie bemoeienis gedoen met die skrifgeleerdes en die fariseërs en almal wat hierdie man val afvra om te weet wie het jou gesond gemaak nie. Kom vandag vir die vraag. Hoe lewe jy jou lewe? Is dit om 'n ander een te sien as 'n sondaar? Terwyl die skrif sê, hy wat volhard tot aan die einde toe, sal gered word. Dis nie hy wat begin nie. Dis hy wat volhard. Ek vra vanoggend myself die vraag af. Waarom sê die skrif, na die mate wat jy geoordeel word, want in die mate wat jy oordeel, gaan jy geoordeel word? Is ek nie die oorsaak dat my medebroers en susters nie God wil dien nie? Is ek nie die oorsaak dat my familie voel, hy predik altyd, maar ek sien nie Christus Jesus in hom nie? Is ek nie die oorsaak dat ek geword het soos 'n skrifgeleerde en 'n fariseer? Almal om my is verkeerd, maar ek is reg. Is ek nie die oorsaak dat die wêreld daar buite sê, as dit is wat dit is om God te dien, wil ek hom eerder nie dien? Ek wil vanoggend vir u vra, hoe staan jou saak voor die Here? Vergeet vandag die sondaar daar buite. Sit jouself in jou eie oordele. Sit jou hand in jou eie boesem vanoggend en vra jouself die vraag af. Kyk bietjie na jouself soos jy na ander een kyk. En vra jouself die vraag af, is jy regtig so oulik soos wat jy voorgee? Is jy regtig, is God regtig tevrede met dit wat jy doen? Ons het die Bybel. En as jy nie weet hoe om jouself te oordeel, jy begin in die Bybel lees. As jy nie weet hoe om te onderskei tussen reg en verkeerd nie, soek in die Bybel. Hy sê so in Lukas 13. In dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met die offer gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer sondig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Vandag staan ons sit in die kerk, en ek weet nie waar om te gaan. Hy sê vandag vir jou, Here, ek hoor nie die stem van die Here in my lewe nie.
sit al hoeveel jare in die kerk. En ek wag dat 'n broeder of 'n suster vir my moet kom sê, so sê die Here. En dit gebeur nie. Wil ek vir u sê, die woord van die Here het geen onderskeid in mense. Hy stel nie een man hoër aan as 'n ander nie. God doesn't have blue eyes. Maar God sê, ek gee onbernoudelik. Jeremia 29:14 sê, en ek sal my deur julle laat vind. As julle na my soek, die vers net voor hom, met julle hele hart. Sê, en ek sal my deur julle laat vind. Het jy al die Here begin soek met jou hele hart en met alles wat jy is? Het jy besluit om die wêreld en sy begeerlikhede vaarwel te roep? Wil ek vanoggend vir u sê, God die Vader sal hom deur jou laat vind as jy hom soek. Jesaja 1:18. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal witter word dan sneeu. Dis 'n belofte, geen sondaar is te ver weg nie. Behalwe as jy jou siel aan die duiwel verkoop het. God die Vader sê vir jou, jy is nie te ver weg nie. Ek sal na jou toe kom as jy my soek met jou hele hart. Jesaja 53:5. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Here, maar U ken nie my omstandighede nie. Ek is so ver. Ek is so vasgevang, alles is onmoontlik hier om my. Ek sit in die gat van die lewe. Ja, sommige van julle se ouers wil nie eens met jou te doen hê nie. Ander ouers, julle kinders wil niks met julle te doen hê nie. Hoe moet ek begin hierdie lewe? Jesus Christus sê, by God is alle dinge moontlik in Markus 10:27. Hy kan verhoudings regmaak. Johannes 1:12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. Om kind van God te word, ek vra verskoning. Jy voel vandag, ek het nie ouers nie. Ek het niks. Jy het die kans om 'n kind van God te word. Johannes 3:3 sê, voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie wedergebore word, hy kan in die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy moet wedergebore word. Johannes 3:16 is die skrif wat ons almal so aanhang. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigstgebore seun gegee het, sodat almal wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Hy sê nie sommige het gesondig. Ek en u, wat so maklike ander een oordeel daar buite, het gesondig. En dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. Dan sê hy Openbaring 3:20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Sê vir my oopmaak. Vreeslik moet dit wees om by iemand se deur te gaan klop wat jy moeite mee wil doen en hulle staan net binnekant en hulle maak nie vir jou oop nie. Kom Jesus Christus, hy wil jou lewe gee. Hy wil jou alles verander. Hy klop. Net wanneer jy vir hom oopmaak, sal hy inkom en met jou maaltyd hou. Filippense 4:13 sê,
Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Jy is daartoe in staat. Ek is daartoe in staat om vir die sonde en die ongeregtigheid van die lewe nee te kan sê. Dan sê 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Weet jy wat, geen sonde daarop uit het God ooit weggestuur. Maar hy het hulle so lief gehad, dat hy sy enigstgebore seun gegee, sodat deur sy wonde vir hulle genesing kan kom. God kyk vandag op hierdie aarde heen. Ek wil vir u sê, daar's blydskap in die Vader se hart, as hy een siel kry, wat hom tot bekering aanwend. Moenie dat die teestander vir jou getuig, jy kan nie, jy's te ver weg nie. Jy het nog nie alles in jou vermoë gedoen om 'n veranderende lewe te lewe nie. Jesus Christus is vanoggend daar. En hy sê vir jou, kom na my toe. Almal wat vermoed en belas is. En daarmee wil ek vanoggend sê, die predikante, die kerkraadmense, die sogenaamde Christendom, wat na 'n ander kyk en net dink ek is beter dan hy. Tyd geword dat ons ook tot bekering kom en by die Here kom, sodat ons die liefde van Christus kan uitleef in 'n wêreld daar buite. Die oes is ryp, die arbeiders is min, maar daar is 'n vereiste om 'n arbeider te wees. Jy moet 'n wedergebore lewe leef. Jy moet 'n veranderende lewe leef. Jy moet deur die Gees van God gelei word om by 'n verlore gaande wêreld 'n arbeider te wees vir Jesus Christus. Tot sover uit sy woord uit. Mag die Here die boodskap seën. Mag die Here die naprediker wees. Dat elkeen van ons vandag besluit, die skrif is vir my. Net een voorbeeld voor ek afsluit. Daar's baie opdragte in die skrif wat sê die pligte van 'n vrou en die pligte van 'n man. Hou op man om vir die vrou die pligte van 'n vrou te lees. En hou op vrou om vir die man die pligte van 'n man te lees. En so met die kinders en die ouers ook te doen. Gaan lees elkeen wat by jou pas. As God sê die vrou, gaan lees die vrou wat God van haar verwag. En as God praat met die man, gaan lees die man wat God van hom verwag om 'n godsvreesende lewe te lewe. En as hy met die kinders praat, kind, gaan lees self. En as elkeen net doen dit wat die opdrag in die woord van die Here vir hom en vir haar gegee is, wil ek vir u sê, dan wag vir ons 'n toekoms in Jesus Christus. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra vir ons die dienste vandag. Vader, baie dankie dat ons so by mekaar kon kom. U wat vermoere die harte kenner is en u wat weet vermoere, wil ek bid dat u woord sal uitgaan in u gees en haar prediker sal wees. Elkeen wat dit hoor, Here, dat u gees met elkeen sal spreek. Vra dat u ons onder die kosbare bloed sal bewaar en beskerm en ons sal verdaag. Saam met elkeen van ons sal wees. Ek vra dat u ook so ons weer by mekaar sal bring. Vra ek in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.